ewige verlies. Ons reaksie op die reddende genade lei tot vergifnis, vrede en ewige vreugde met sy glorieryke wederkoms. Nou wil ek u afvra, wie van u voel u is gered? Wie van u weet u is gered? Is dit arrogant van ons om te sê, ek is gered? Okay, nou wil ek wil graag hierdie teoloog met vir ons 'n bietjie redenasie gee, want ek het nie antwoord op hierdie vraag nie, want toe ek dit nou gelees het, dink ek met myself, ons wil graag gered wees. Nou, dis nie vir ons om te oordeel nie, en ons weet ons het 'n verhouding met die Here, nou vra ek myself af, is dit arrogant van my om te sê, ek weet nie, seker as jy vir iemand anders jy mag nie spog nie, maar dit is eintlik vir jouself om te besluit, ek is gered. Ons vir Papa en dan gaan Johan vir ons ook bietjie inligting gee daarso. Papa eers? Nee, die rede waarom jy sê jy is gered, hang af van jou motivering. Hoekom jy dit sê? Johan, hier kom die mikrofoon. Jy is die geleerdste hier so onder ons. Baie dankie. Ja, so die eerste vraag wat jy gevra het is, voel jy of jy gered is? Weet ek nie my hand opgesteek. Want nie van ons voel nie, weet ons is skarige mense, ons weet ons maak foute en ons val en ons wil eintlik per neers in die spieël kyk na jou eie lewe nie. Maar toe vra jy, weet jy of jy gered is? Toe het ek my hand opgesteek. Want dit is nie gegrond op hoe ek voel nie, dit is ook nie gegrond oor wat ek weet nie, dit is gegrond op wat Christus, hoe hy my sien, en of ek hom aanvaar het. Dankie Johan. Oom Ben. Ons is gered, maar God is nog besig met die reddingswerk in ons lewe. Kan dit wees dat God ons nog steeds besig is om ons te red? Dit is 'n proses. Kan jy eendag sê ek is gered? Of is God besig met die reddingsproses? Johan. Okay, dit is natuurlik 'n baie goeie vraag om te vra, maar dit is waar die verskil nou inkom tussen regverdig verklaring. God verklaar jou regverdig, jy het nog nie verander of enigiets, jy het hom net aanvaar, en hy verklaar jou regverdig. Is hy besig om ons te red? Ja, dit is heiligmaking, of sanctification in Engels, is hierdie proses hoe ons nader en nader aan God se karakter groei. Ja, so wat is die vraag daarso oom? Weet, kan ek sê ek is gered? Absoluut. Die Bybel sê, hy wat glo en homself laat doop, sal gered word. So ons, of ek gered is of nie, bestaan nie oor hoe ek voel nie, dit gaan oor die beloftes en die leerstelling van God se woord wat hy aan ons gegee het. Ekskuus Jan. Ek dink ook aan 'n versie wat ek 'n lang tyd terug gelees het in Ellen White. Die mense wat gered gaan word, wat saam met Jesus gaan wees, gaan wonder, of hulle gaan actually sê, wat maak ons hier? Ons is so sondig, hulle gaan so surprised wees. En ek dink dit is daai houding, daai wat jy die hele tyd deur daai sanctification wil gaan, en die hele tyd jou sondes raak sien, en die Heilige Gees wat jy die hele tyd oortuig oor alles wat jy verkeerd doen, wat jy probeer regmaak. Ek dink daai is die attitude wat 'n mens moet hê. Ons gaan nooit as mens vry van sonde wees nie. Maar is daai groeiproses waarna Marius en Johan nou verwys het, om meer en meer soos Jesus te wees. En Johan se eerste stelling het hy sê na God se beloftes en die liefde. En ek wil hierdie stukkie lees hieronder. Hoe is dit alles moontlik? Die kruis van Christus sal die onderwerp van hul wetenskap en lied deur die ewigheid heen wees. En dis al hoe ons dit gaan regkry. Nie ons nie, dis al hoe dit vir ons moontlik gemaak het om te kan doen, was deur Christus wat vir ons sondes gesterf het. In Christus, die verheerlikte, sal hulle Christus die gekruisigde sien.
dat die skepper van al die wêrelde, die beskikker van alle lotgevalle, sy heerlikheid afgelê het en homself verneder het om die mens lief te hê, sal gedurig die verbasing en die aanbidding van die heelal uitlok. En dit is vir my so mooi. Dit is slegs deur Jesus. Ons tyd is amper so te sê uit. Dinsdag se gedeelte verwys maar net op die millennium op aarde. So, wil dit verwys vir die Here gaan ons kom haal op aarde. En dan wat gebeur die 1000 jaar op die aarde? Waar die duiwel en sy engele nou maar vir 1000 jaar nou maar gaan sit en bepeins oor hulle besluite, oor wat hulle gedoen het. Ek wil net die laaste steeltjie hierso lees. Die profete beklemtoon hierdie katastrofiese vernietiging tydens die tweede koms. Nee, dis nie daai gedeelte wat ek wil lees nie. Die beeldspraak in Openbaring 20 vers 1 tot 3 is simbolies. Satan word nie letterlik met 'n ketting en 'n slot in 'n put vasgebind nie. Vir 1000 jaar word hy beperk tot hierdie verlate, onvolkte wêreld, gebind deur die omstandighede wat hy self geskep het. In Petrus 2 vers 2 tot 4 lees ons dat Satan en sy engele aan kettinge van duisternis oorgegee word. Satan sal tot die aarde beperk word deur 'n ketting van omstandighede met niemand om te versoek nie. Vir 1000 jaar sal hy verwoesting, vernietiging en rampe van sy rebelsheid, wat sy rebelsheid veroorsaak het, aanskou. Dit was so 'n paar sabbate terug wat ons 'n lesie gedoen het. Ek kan nie onthou wat se lesie was dit gewees nie. Wat ons ook so vlugtig gepraat het van toe die duiwel nou sy manier van regering wil doen in die hemel. En die godsinne nie. Waar die Here hom op die aarde uit die hemel uitgegooi het en op die aarde neergegooi het en deur sy manier van regering kan mens sien hoe val die wêreld uitmekaar uit. En vir my is dit hierdie 1000 jaar wat hy nou alleen hier gaan sit, is dit vir hom te besef, dis die keuse wat ek nou gemaak het, kyk wat behels dit, niks. Waar die gelowiges by God in die hemel gaan wees. Die oordeel gedurende die millennium. Gedurende die millennium sal die regverdiges die geleentheid kry om God se regverdigheid en liefde waar te neem en hoe hy die sondeprobleem hanteer het. Nou dit is nou 'n belangrike vraag hierdie. Hoekom gaan die regverdiges die geleentheid hê om te ondersoek of te kyk hoe God regverdig was? Hulle sê gedurende die millennium sal die regverdiges die geleentheid kry om God se regverdigheid en liefde waar te neem oor hoe hy die sondeprobleem hanteer het. Ja, dit mag wees dat mens vrae sal hê oor nou reg praat. Hoekom is hierdie persoon nie hier nie? Dan kan jy die antwoorde kry om te sien of God billik en regverdig was. Want sover dit jou betref, behoort daardie persoon in die hemel te wees. Maar wanneer die boeke geopen word en jy daarna kyk, dan is dit 'n heel ander prentjie. Want dit is 'n getroue weergawe van daardie persoon se karakter. En die uitslag of die oordeel wat God gevel het deur daardie persoon nie in die hemel toe te laat nie, daarmee sal jy dan berusting vind as jy die geleentheid kry om na die boeke te kyk.
vir my was dit nogals gewees, laat die heelal nie vinger na God toe kan wys nie. Laat ons kan sien hoe liefdevol, hoe regverdig, hoe konsekwent God was in sy bestuur van die heelal. Johan? So wat ek net wil byvoeg is presies wat jy sê, is ons praat oor die groot stryd, en die doel van die groot stryd is om die aanklag van Satan teen God se karakter te ontbloot of te teenstrydig te wees of te verklaar dat sy aanslag of sy aanval vals was. En deels daarvan is dat God is 100% deursigtig met wat hy doen. 100% deursigtig. Daai 1000 jaar verklaar dat alhoewel daar gaan niks verander, ek het nou gesien, hier het jy 'n fout gemaak. Dit is net om dan vir die ewigheid daai aspek te beklemtoon dat God is 100% liefde, 100% deursigtig. Dan donderdag se gedeelte praat van die tweede ewighede, die twee ewighede, van waar ons vir altyd saam met die Here gaan bly, en waar God dan vir altyd die sonde gaan vernietig, van waar die mense wat, hulle sê hierso, uiteindelik sal elke knie voor God buig, en sy regverdigheid in die groot stryd erken, selfs Satan en sy bose engele, en dat daar nooit enige regverdiging vir opstande teen God bestaan nie. En dan selfs net voordat God sonde vir altyd gaan uitwis, gaan die wat die Here nie gekies het nie, gaan hy almal opwek. En dan gaan die duiwel sien, hoorie maar, kyk, hoeveel mense het ek eintlik. Dan gaan hy seker maar weer spoed vang, en dan gaan die Here net vir hom sê, hoorie, dit is verby. Om af te sluit wil ek hier die laaste gedeeltetjie lees, wat uit die groot stryd kom. Onthou, as julle nie 'n boek het nie, is baie. As julle een het, vat 'n ekstra een, gee dit vir iemand. En dis iets om na uit te sien, hierdie laaste gedeelte. Die groot stryd is beëindig. Sonde en sondaars bestaan nie meer nie. Die ganse heelal is skoon. Een pols van eensgesindheid en blydskap klop deur die grootste skepping. Van hom wat alles geskape het, vloei lewe en lig en blydskap deur die onbeperkte ruimtes. Van die kleinste atoom tot die grootste wêreld, alle dinge, lewend en lewendloos, in hulle volmaakte skoonheid en vreugde, verklaar dat God liefde is. En dit is maar die enigste rede hoekom ons gered gaan wees, omdat God ons lief gehad het. Het hy wat gedoen? Hy het sy enigste seun vir ons gestuur, om vir ons sondes te sterf, sodat ons harte vir die Here kan gee en gevrywaar kan word van hierdie sonde wêreld waarin ons lewe. Is daar nog iemand wat ietsie wil sê? Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie weer eens dat ons kan besef hoe groot U liefde is. Dit maak nie saak hoe sondig ons is nie, ons kan altyd terugkom na U toe en ons sondes voor U bely. Here, maar weer eens help ons om te besef dat ons nie moet uitstel nie. Dat U koms naby is. Dat ons hart aan U sal gee en ons sal nader en nader aan U groei. Sodat wanneer die tye van swaardheid sal kom, ons sal weet, U sal ons beskerm en eens en vir altyd ontslae raak van hierdie swaar kry. Amen.